Entrepreneurs moet inligting van die besigheid aanbied aan verskillende belanghebbendes en potensiële beleggers. Die inligting moet professioneel aangebied word op 'n wyse wat die beeld van die besigheid bevorder. Die belangrikheid van die aanbieding van besigheidsinligting sluit in. Dit help die besigheid om geleenthede en bedreiging in die mark te identifiseer. Dit stel bestuur in staat om nuwe strategieë te ontwikkel om mededingers te klop. Kom ons hersien die verskillende tipe verbale en nie-verbale aanbiedings. Verbale aanbiedings gebruik taal om die boodskap oor te dra. Voorbeelde sluit in mondelingse of verbale aanbiedings. Nie-verbale aanbiedings gebruik geskrewe woorde om die boodskap aan die gehoor oor te dra. Voorbeelde sluit in besigheidsverslae en vraelyste. Visuele hulpmiddels is aanvullende materiaal wat die oordra van die verbale aanbieding ondersteun, insluitend tabelle wat kontrasterende data vergelyk, staafgrafieke wat data oor 'n sekere tydperk vergelyk, lyngrafieke wat die neigings oor 'n sekere tyd aandui, sirkeldiagramme wat grafies die verhoudings van data teen opsigte van mekaar illustreer, foeikaarte of diagramme wat prosesse en verwantskappe illustreer, plakkate wat produkte of geleenthede in die openbaar uitwys. Uitdeelstukke word onder die belanghebbendes versprei en is kopieë van die inligting wat aangebied was. Transparante is plastiekvelle waarop die aanbieder skryf. Die riglyne vir die voorbereiding van transparante sluit in die gebruik van kernfeite, kontrasterende kleure en lettergroottes wat maklik lees. Die riglyne om plakkate voor te berei sluit in die gebruik van 'n opskrif om aandag te trek, gebruik van min woorde, gebruik van 'n groot duidelike lettertipe in kontrasterende kleure. Die riglyne vir die samestelling van 'n strooibiljet sluit in die gebruik van grafiese materiaal en woorde, insluitend die kontakbesonderhede van die besigheid as ook die proeflees daarvan voordat dit gedruk word. Die riglyne vir die voorbereiding van uitdeelstukke sluit in die versekering dat dit die aanbieding komplementeer as ook opsom. Dit moet nie meer as 3 tot 4 bladsye wees nie, ingesluit die buiteblad, inhoudsopgawe en lys van verwysings. Die volgende faktore moet oorweeg word wanneer 'n aanbieding voorberei word. Die doel moet in die inleiding gestel word. Maak seker dat jy die inhoud goed ken. Oefen die aanbieding sodat jy selfvertroue het. Kom ons hersien waarom besigheidsverslae in geskrewe formaat moet wees. Geskrewe besigheidsaanbiedings bevorder die korporatiewe beeld van organisasies en nuwe inhoud kan maklik aangepas word. Daar is verskillende tipes geskrewe inligting. Besigheidsverslae voorsien inligting aan belanghebbendes oor die organisasie se aktiwiteite en finansiële verslae. Besigheidsplanne is formele geskrewe dokumente wat inligting gee oor die doelwitte van die besigheid, sowel as die metodes en tydraamwerke om die doelwitte te bereik. Informele verslae voorsien belanghebbendes van data en inligting rakende sekere gebeurtenisse. Navorsingsverslae toon die proses, data en bevindings van 'n sistematiese ondersoek. Analitiese verslae help bestuur om die besigheid se besluite te evalueer wat gebaseer is op data en inligting wat versamel is. Die 7 stappe om 'n verslag te skryf is: besluit oor die terme van verwysings, doen navorsing, skryf 'n raamwerk, skryf die eerste konsep, analiseer die data en teken bevindings aan, stel 'n aksieplan op en redigeer en versprei die rapport. Areas om die besigheidsverslae te verbeter sluit in: maak seker die verslag beskik oor die nuutste data en inligting en bepaal of die bevindings die geïdentifiseerde kwessies voldoende aanspreek. Beantwoording van vrae en reaksie op terugvoering na 'n aanbieding kan skrikaanjaend wees. Daarom moet aanbieders op 'n nie-aggressiewe en professionele wyse op vrae reageer deur: wees beleefd en hoflik. Moedig die gehoor aan om vrae te vra. Beantwoord die vraag, maar moenie die persoon aanspreek nie.